Ons gesels oor posttraumatiese groei en vandag se tema is geloof wat sterker word deur volharding. Ek kyk na die nuus en dan sien ek die skade wat brande, tornado's en al dies meer in verskillende dele van die wêreld doen, ook in ons eie land. En ek besef net weer dat elke storm laat sy spore na. Ook in ons eie lewe kan elkeen van ons getuig dat een of ander beproewing tog 'n merk gelaat het, amper soos 'n operasiesny. Tog ook soos met 'n operasiesny kan daar genesing wees aan die ander kant van die sny. Daar verstaan ek as Jakobus in die eerste verse van sy brief skryf, dat gelowiges dit selfs as 'n vreugde moet beskou as ons 'n beproewingsland. Jakobus moet ons onthou, skryf nie hierdie woorde in 'n romantiese verbeelding van alles is mooi, maanskyn en rose nie. Hy skryf dit juis aan Joodse gelowiges wat verwerp, vervolg, verstrooi is. Maar Jakobus kyk nie in die beproewing vas nie, hy wil sy lesers help om ook nie in beproewing vas te kyk nie. Hy kyk na die geleenthede wat dit wel kan bied. En dis wat ons posttraumatiese groei noem. Dis die groei wat jy gebeur as jy nie net buig soos 'n boom in 'n storm nie, maar ten spyte van die seer en ten spyte van die knak, toon jy totaal nuwe groei. Hy skryf in Jakobus 1 vers 4, en dis juist hoekom ons oor volharding praat. En die volharding moet eintlik volgehou word, sodat jy tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming. In die oorspronklike Grieks is die woord volharding die woord hypomone. Dis nie net dat iets passief met jou gebeur nie, dis om aktief en doelgerig te besluit, ek gaan aanhou, ek gaan uithou, ek gaan aangaan, ek gaan leer wat die nodig is om hier deur te kom vir nuwe groei. Dis soos Gerard en Landsman skryf, trauma kan 'n katalisator vir persoonlike transformasie word, wanneer dit met betekenisvolle refleksie en ondersteuning gepaard gaan, het ek vrylik vertaal. Ook Park en Volkman in die vrye vertaling wat ek daar gedoen het, sê betekenismaking is die kern van posttraumatiese groei, waar individue nie net terugkeer na hulle vorige funksionering nie, maar in werklikheid verby dit groei met verdiepte lewensperspektief en verhoogde waardering vir die lewe. So die uitdaging in posttraumatiese groei is, bly volhard, want so groei jou geloof sterker as ooit. Leef geïnspireerd.